Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Man, ek was nog al die jare betrokke met my pa se melkery ook en die grootste melkkoper baie stadium het gevra of ons sal oorskakel na Jersey koeie toe, aangesien hulle wil begin kaas maak, waar ons teen daai tyd al 16 jaar, Holsteins gemelk het. Ek en Lara was toe ook in 'n situasie waar ons iets moes soek om verder te doen. En ons het toe by ons na die veilings toe gegaan om koeie te koop vir my pa se melkery, het ons toe klein verse ingekoop, geregistreerde versies, en hulle saam met die kinders groot gemaak. En 2 jaar later, toe is die eerste stawek met kalf, en toe het ons met 8 koeie begin. Lara het die kaaskursus gedoen. Ek het die koeie gemelk, met apart van die ander melkery, en ons het toe nou later die verse weer teruggebring melkery toe, want die 8 koeie se melk raak te min vir die besigheid. En dis nou hierdie maand 10 jaar, en 2 jaar terug het ons die algehele melkery, my pa se melkery ook oorgeneem. En Dirla Homestead verwerk nou so ten minste 90 koeie 'n dag se melk. Die Jersey melk is vir ons baie belangrik, weens die feit dat hy per volume eenheid die hoogste voedingswaarde bevat van alle melksoorte. Hy het meer kalsium, vet en proteïene in. En dit maak oor die algemeen net vir ons 'n baie beter produk. Winsgewend maak dit ook vir ons sin, want ons kry 'n hoër opbrengs per liter melk wat ons gebruik. Die Jerseytjies oor die algemeen het ook 'n kleiner raam, so hulle aard beter in ons area, beter in ons klimaat. En geneties teel ons ook vir 'n A2 proteïen. Die A2 proteïen is vir ons baie belangrik in die melk. Vir die menslike spysverteringsstelsel is dit baie makliker verteerbaar en dit veroorsaak ook baie minder allergieë in meeste van die mense. So ons het gevind mense wat laktose intolerant is of mense wat suiwel intolerant is, kan makliker 'n Jersey produk verteer as 'n ander produk. Dit werk net oor die algemeen uit 'n gesondheidsoogpunt uit stukke beter vir mense. Ons het begin met sagte goedjies. Dit is gewoonlik jou mees ekonomiese goedjies om mee te begin. Yoghurt, amasie, goedjies wat jy vinnig kan verkoop en jou geld kan verhaal en weer aangaan. Harde kaas was vir ons 'n droom geweest. Dit was nie iets wat vinnig op die kaarte was nie. So die dag wat ons 'n rypmaakkamer kon hê en bou en daai rakke, die oud rakke in was en daar kaas op was daar letterlik trane in my oë geweest, want dit was 'n long dream come true. Dis nou nog so, as ek om my hoek stap en ek maak die deur oop, dan voel ek mens so. Daar is regtig, dis iets spesiaals. So dit het 'n rukkie gevat om daar uit te kom, maar ek dink ons is nou daar, nou moet ons net aanhou verbeter. Die werk hou nooit op nie. Vir die toekennings wat ons al ontvang het, is ons bitter dankbaar. Ons neem nou al so plus minus 6 jaar deel aan die Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe. So dis 'n groot industrie waarteen ons deelneem. En hulle allokeer elke jaar net 'n eerste, tweede en 'n derde plek. As jy 'n eerste plek gekry het, is jy 'n Suid-Afrikaanse kampioen. En dan vir so 25 na 30 produkte per jaar uit die 1100 inskrywings wat daar gewoonlik is, gee hulle gewoonlik vir daai 25 tot 30 produkte 'n Quality Award. En dit beteken dat jou produk dan op internasionale standaard is. 2022 was vir ons 'n baie groot jaar geweest. Ons het in daai spesifieke jaar 'n Suid-Afrikaanse kampioenskap met ons AAA cream cheese gehad. En ons het ook ons eerste kwaliteit gekry, wat vir ons regtig 'n groot bonus was. Ons het dit glad nie verwag nie. En dit was vir ons gerookte gouda. Hy word met eikehout gerook en ook met 'n paprika aan die buitekant gesmeer. So dit was vir ons 'n hoogtepunt. Laas jaar was ons botter SA kampioen. Ons was ook nogal redelik chuffed oor daai ene. Soos ek sê, dit is nogal moeilik in 'n industrie waar die kommersiële ouens elke jaar baie goed doen. Hierdie jaar het ons tweedes en derdes gekry, so ons werk weer hard volgende jaar toe. Wat die melkgehalte aanbetref, het ons sisteme in plek om die melk so vinnig as moontlik af te koel, direk nadat dit uit die koei het gekom het. Koeie se melk kom uit hulle eiers uit teen 37,5 grade en ons kry dit reg om die melk dan
binne enkele minute in die melktanks te kry teen 6,5 grade Celsius. Wat beteken dat ons die bakterieë groei in die melk is aansienlik die tydperk waar die bakterieë kan groei is dan geweldig korter. En dan wat vir ons verseker dat ons 'n langer raklewe het op die finale produk. Op die oomblik is dit die markte is 'n groot ding waarom ons ingeklim het. Jy weet nie varsprodukte markte nie, maar plekke soos die boeremark in Pretoria veral en dan nog 2 ander markte, Hazel Food Market, Bus Stop 7 en dan is ook 'n winkel oopgemaak by Prison Break Market in Kyalami op Main Road wat oop is van Woensdae tot Sondag. En en dan tydens COVID het elke besigheidsman maar planne gemaak. Jy weet, genadiglik het ons klaar 'n redelike following gekry op die markte. En mense het begin boodskappe stuur en vra weet hoe kan ons goed in die hande kry. En ons het toe dadelik besluit ons kry maar die nodige permitte en ons het met aflewerings begin. En jy weet ons kliënte het ons geweldig support. Jy weet een week sal jy 1 aflewering in 1 straat hê en volgende week het jy 4, jy weet dan op 5 in dieselfde straat. So het mense op WhatsApp groepe gekommunikeer. En dit is eintlik 'n gevolg gehad dat ons deesdae nog steeds van daai kliënte voor aflewer op 'n gereelde op 'n weeklikse basis. Dan het ons ook sekere restaurante en delis, maatskappye met wie ons hulle baie lang verhouding het. Wat ons produk verstaan en wat besef wat dit vir hulle besighede ook beteken. En dan en dan maak ons produkte nog weier uit te kry waar die aanvraag is. Daar lê definitief vir ons uitbreiding voor. Maar ek dink dit alles begin met 'n gevoel. As 'n mens reg werk met jou staf, hulle is goed opgelei en hulle weet wat hulle doen. En mens trek dit reg deur. Ons het 'n wonderlike span wat vir ons by al die markte ook saamwerk, maar dit gaan ook gepaard met inligting oor hoekom die produk handgemaak is en wat dit spesiaal maak. En solank ons aanhou om my boodskap reg oor te dra en ons staf te ondersteun, dan dink ek gaan ons dit reg kry. Dit vergroei, dis 'n aanhoudende proses wat verander. Mense sal een week ietsie maak en dan besef maar ons is nou op 'n spasie waar ons 'n bietjie meer moet hê en dan maak ons planne en ons pas dit aan. So ons groei, dit is vir ons beter om organies te groei as wat dit is om te veel te vinnig te wil doen. Wel as 'n entrepreneur moet jy natuurlik geleenthede gaan soek. Jy moet besluit wat is jou niche, wat maak jou anders. En my ou moet altyd onthou, as dit maklik was, het almal dit gedoen. Die belangrikste ding is net om aan te hou. Moenie opgee nie, glo in jouself, glo in wat jy doen. Dit is baie belangrik. En hou aan ten spyte van al die ops en afs wat daar mag wees. Hou net aan en byt vas, daar's altyd iets beter. Net na die af is daar 'n baie goeie op. Dis dit wat ons op te mag geleer het. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.